Geseëndes, goeiemôre, Shabbat Shalom op hierdie pragtige Shabbatoggend. Ek vertrou dit gaan sommer goed met elkeen wat vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en dis weer eens vanoggend vir my groot voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. Hy is die heilige van Israel. Mense, hy is die Alef en die Taf. Hy is die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. Hy is die Alfa en die Omega. En terwyl ek en jy met mekaar gesels, is die engele besig om voor sy aangesig te buig. En hulle roep uit, heilig, heilig. Heilig is die een wat was, die een wat is en die een wat weer gaan kom. So mense, ek en jy is in afwagting vir die bruidegom. Hy is amper in gereedheid en ek en jy as die bruid, ons moet vandag reageer op sy roepstem. Daarom is my gebed verder vir my en vir jou dat ons ore oop sal wees. Dat ons die geestelike was sal kom uithaal vandag. Dat ons oë gesalf sal word met vars nuwe olie. En dat ons sal sien die pad wat hy wil hê dat ek en jy moet loop. Ek bid vandag vir transformasiekrag van sy woord dat ek en jy sal verander. En wanneer hy ons roep, dat ons sal reageer om verander te word. En dat die woord vandag ons sal kom skoon was, soos die waterbad opgeteken in die boek van Efesiërs. En dat ons sy heilige naam sal eer en verheerlik. Maar ek wil sommer uitroep, laat dit bekend word oor die ganse aarde, dat Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel, hy is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Daar is niemand wat met hom vergelyk kan word, of in die hemel, of op hierdie aarde, of onder op hierdie aarde nie. Hy alleen is aanbiddingswaardig. Wat 'n voorreg om hom te kan aanbid in die naam van Meester Yeshua. Mense, baie dankie weer eens dat jy ingeskakel het. Ons het vandag 'n pragtige gedeelte wat ek en jy gaan hanteer, en dis natuurlik Torah porsie 24, en dit beteken ons is nou in die, wat my aanbetref, die mees belangrikste boek van die hele Bybel. Dis wat my aanbetref die mees heiligste boek van die hele Bybel. En dis die boek van Levitikus, en die Hebreëse naam van Levitikus is natuurlik Vayikra. En dit is die boek van instruksie, die boek van Torah. Nou wanneer ons in die instruksie wandel, en ons leef daarin, mense, dan is ek en jy geseënd. En dis waaroor Vayikra gaan. En hy roep ons. Nou baie mense vermy hierdie boek, want dis vir hulle te veel hier en te veel daar, en reëls en moeds en moedies, en jy mag nie dit nie, en jy mag nie dat nie. Mense, wanneer ek en jy hierdie woord verstaan, en ons verstaan die messiaanse vervulling in Meester Yeshua, gaan 'n nuwe wêreld vir jou oop. En dis vandag my begeerte dat wanneer ek hierdie woord vir jou aanbied, dat daar 'n nuwe wêreld vir jou sal oopgaan en dat ek en jy sal reageer. Mense, dit is belangrik om te reageer op sy roepstem. En dis werklik vandag my gebed. Terwyl ek oor gebed praat, kom ek en jy bid sommer saam net daar waar jy is, en ons vra Vader om hierdie woord vandag te seën. Dis 'n belangrike woord, dis 'n woord van Hakadosh, heiligheid. Dis 'n heilige instruksie wat ek en jy vandag gaan kry. En die instruksie is om nader te kom aan ons hemelse Vader. Ek wil vandag vir jou sê dat ek is afhanklik van hom. Hy is die bron van alle bestaan. So kom ek en jy bid saam, ons vra sy vrede op ons harte, en dat ons hart en ons mond in lyn sal kom met hom, en dat sy naam verheerlik word. Kom ons bid saam. Vader, hemelse Vader, dis weer eens môre groot voorreg om U te aanbid op hierdie afgesonderde dag, Shabbat. Dis 'n heilige dag, dis 'n geseënde dag. En Vader, elke persoon wat vandag ingeskakel is, man, vrou, seun en dogter, van waar ook al, of dit van Suid-Afrika of Namibië of miskien ander dele van hierdie wêreld is, dat hulle geseën sal wees. En dat hierdie woord, Vader, sal penetreer, daar waar dit saak moet maak, daar waar daar transformasie moet plaasvind, en dat hierdie woord regtig waar sal realiseer en materialiseer in mense se lewens, en dat ons sal ophou hoor, en dat ons 'n dader sal word van U woord. Vader, ek bid dat hierdie woord vandag sy snelle gang sal gaan.
dat ek net die instrument sal wees. Salf vanmôre my lippe, asseblief, Vader, sodat wanneer ek spreek, dat dit wat ek spreek nie uit my sal kom nie, maar dat dit U sal wees wat vandag spreek. Sit my op die agtergrond, kom U op die voorgrond, en ek wil kom buig in aanbidding voor U aangesig, en net verklaar, wie is U in ons lewens? En Vader, ons dien U, omdat ons vir U lief is. Dankie vir die prys wat Yeshua Messia, die gesalfde, vir ons betaal het, sodat ons daardeur die gawe het van die ewige lewe. Dis 'n voorreg vanmôre, net om U naam te kan aanroep met onrein lippe. Wat is die mens dat U met hom bemoeienis maak? En dan antwoord U, Julle is my kroonskepping. Julle is my ambassade op aarde. Ek het julle my gees gegee. Julle het my woord. Wat maak julle daarmee? Vader, dat ons regtig in lyn sal kom. Dis my gebed vanoggend in die wonderbare naam van Meester Yeshua, die gesalfde. En my gees roep uit. Halleluja. Halleluja. Miskien moet jy vir die persoon langs jou sê, as jy in 'n groepie is, man, ek is bly, jy's vanoggend hier, wys hom so met die vinger en sê vir hom, vandag moet jy reageer. Vandag moet jy luister. Vandag bind ons die slaapgees, ons bind die familiêre gees, ons kom teen die onkruid wat gesaai word, terwyl hierdie goeie saad gesaai word in ons lewens, en ons is vandag gefokus, ons hart is onverdeeld, op Skepper God van hemel en aarde, dat wanneer ons hierdie woord kan hoor, man, dat ons lewens sal verander. Nou mense, dis vandag my voorreg om Torah porsie 24 met jou te deel. Ek het soveel navraag gekry oor die vorige Torah porsie wat ons gehanteer het. Nou mense, dit is 'n geleesde gedeelte, en wat ons doen by Menorah Tabernakel, ons stuur vir jou op ons Facebookblad, stuur ons vir jou al 'n week voor die tyd, stuur ons vir jou al die skrifte wat jy kan gaan deurlees, sodat wanneer ons hierdie boodskap vir jou bring, en daardeur sê ek nie, ek gaan elke Shabbat die Torah porsie hanteer nie, maar wanneer ons dit hanteer, dan is jy voorbereid, dan weet jy waaroor dit gaan, dan het jy alles klaar gelees, en wat is nou lekkerder wanneer jy die woord hoor, en jy sê, hey, ek het dit daar gelees, of ek onthou dit het daar gebeur, en nou verstaan ek, wat is die skuldoffer, en die sondoffer, en die dankoffer, ek verstaan nou, waaroor dit gaan. So daarom stuur ons dit by Menorah Tabernakel al 'n week voor die tyd, sodat jy voorbereid kan wees. Mense, voorbereiding het nog nooit skade gedoen nie. So ons hanteer vandag die begin van, wat my aanbetref, en ek het dit net nou gesê, die belangrikste boek, die boek van Levitikus. Die Hebreëse naam is Vayikra, en dit beteken, en hy het geroep. En ons tema vandag, wanneer Jodhai, Wafai, die Almagtige, wanneer hy ons roep, hoe reageer ons? Of reageer ons enigsins wanneer hy roep? En Levitikus hoofstuk 1 vers 1 is baie belangrik. En lees dit gou saam met my, net kortliks. En toe het Jahwe die Almagtige Moses geroep, en met hom gespreek uit die tent van samekoms. So dink gou mooi daaraan. As daar nie 'n tent van samekoms was nie, dan het hy nie gespreek nie. So eers in die boek van Exodus, en dit is belangrik om dit te volg, in die boek van Exodus moes daar eers 'n tabernakel gebou word, en toe die tabernakel klaar is, dit staan bekend as die tent van samekoms, en dis waar hy sy heerlikheid tentoonstel, sy Shekhinah glory light kom tentoonstel, en vanuit daardie posisie roep hy vir Moses, en hy het Moses geroep, en met hom gespreek uit die tent van samekoms. Nou mense, die boek, hier is belangrik, as jy 'n pen het, skryf gou neer, hier is belangrik wat ek nou vir jou sê, want baie mense, en ek kry die boodskappe, sê vir my, hoorie Frik, julle is so wetties georiënteerd. Mense, ons is glad nie. Ons is glad nie. Ons is die woord georiënteerd. En ons doen dit wat die woord vir ons sê. En nou verlede week se boodskap, hou op hoor, want Vader soek radikale gehoorsaamheid. Nou hoor nou gou mooi, skryf hierdie neer. Die boek Vayikra, dis nou die boek van Levitikus, begin met iets baie, baie diep. Neem gou kennis. Dit begin nie met die wet nie. Dit begin nie met 'n offer nie. Dit begin glad nie met 'n instruksie nie. Vayikra, die boek Levitikus, begin met 'n roepstem. En hy het geroep. Mense, die hele boek van Levitikus begin waar Elohim die mens roep. Gaan lees dit. En Jodhai, Wafai, die Almagtige, het Moses geroep by die tent van samekoms.
Die boek Levitikus, Vayikra. Ek wil dit vandag met jou deel, sodat jy kan verstaan hoekom ek sê, dis 'n belangrike boek. Dis die hart van die Torah. Dis waar die koninkryk begin, waar Elohim ons roep. Dis 'n koninkryksbeginsel. As jy na die Nuwe Testament toe gaan, jy weet hoeveel ek oor dit, want daar's een boek, maar die woord sê baie duidelik, die hele skrif is vir ons ingegee. So ek dui dit net aan terwille van gemak en terwille van perspektief. Die koninkryk begin altyd met Elohim het geroep. En daai roep beteken eintlik vandag, op hierdie pragtige Shabbat, kom nader aan my. En wanneer jy nader aan my kom, dan is daar spesifieke protokol wat jy moet volg. Om nader te kom, beteken nie ek kan my eie idees afdwingbaar maak nie. Om nader te kom beteken ek moet dit doen in terme van die protokol wat vandag vir my gegee gaan word oor hoe om nader te kom. En die tabernakel is 'n pragtige voorbeeld daarvan. Die tabernakel, die voorhof en die heilige en die allerheiligste verteenwoordig eintlik die weg, die waarheid en die lewe. Die weg, die waarheid en die lewe. As ek in 'n verkeerde weg wandel, hoe kan ek die lewe geniet? Ek moet in die regte weg wandel. So wanneer ek in die regte weg wandel, dan kom ek in die plek van weg, waarheid, waar ek die inspraak geniet van die Heilige Gees, om my deur te vat na die lewe. Wat is die lewe? Dis wanneer Elohim my roep, en ek kom in sy teenwoordigheid. Maar wanneer daar onreinheid en ongeregtigheid in my lewe is, gaan hy nie verskyn nie. So wanneer die volk dan geroep word om nader te kom, en daar is ongeregtigheid in die lewe van die volk, verskyn hy nie. So dit was vir die volk belangrik gewees, dat hulle in eenheid staan in terme van die protokol, dat wanneer hy verskyn, dan is daar eenheid. As enige iemand uit lynheid is, in daardie tyd, verskyn hy nie. Dis hoekom eenheid so belangrik is. En die boek van Vayikra, die boek van Levitikus, gaan oor, kom nader. Maar kan nie net nader kom, soos wat jy wil nie, daar's protokol. En ek en jy moet protokol volg. Mense, jy kan nie matriek slaag, as jy nie reeds graad 11 geslaag het nie. Jy kan nie universiteit toe gaan, as jy nie matrikulasie vrystellingssertifikaat het nie. Jy kan nie, daar's protokol. Jy kan nie bereik in die lewe, as jy nie die leer van die lewe geklim het nie. Dieselfde met die benadering van ons hemelse Vader. Presies. So, om nader te kom is 'n proses. Eers moes die tabernakel gebou gewees het. En die tabernakel is die blauwdrukplan van hemel op aarde, en dit verteenwoordig, hoor baie mooi, die reddingsplan wat ons hemelse Vader vir my en vir jou beplan het, die weg, die waarheid en die lewe. En al die instrumente in die tabernakel verteenwoordig natuurlik Yeshua Messia, die gesalfde. So die heerlikheid van Yod-Heh Waf-Heh vul hierdie tabernakel, dat Moses nie kon inkom nie. Hy kon nie inkom nie. En nou gebeur dit in Levitikus hoofstuk 1. Onthou, Moses kan nie inkom nie, want hy moet protokol volg. En toe gebeur dit in Levitikus 1 vers 1, Vayikra 1 vers 1, en hy het geroep uit die tent van samekoms. Kan jy dink, wat 'n enorme gebeurtenis was dit gewees? Mense, die boek Levitikus of Vayikra beteken, en hy het geroep. Dit beteken, hy roep ons, hy nooi ons, hy wil ons nader trek, dis 'n uitnodiging. En vandag, waar ek en jy vandag met mekaar praat, is daar nie 'n tempel nie. Daar's ook nie 'n tabernakel nie. So waar is die tabernakel? Of waar is die tempel? Dis ek en jy. 'n Mens, hy roep nie meer van ver af van die tent van samekoms nie. Hy roep hier binne. Want ek en jy is sy tempel. Hy roep vanuit sy teenwoordigheid. So waar moet hy woon? Hy moet hier woon. Dis hoekom ek en jy moet gees, siel en liggaam onberispelik bewaar word vir die wederkoms van Meester Yeshua. Ons kan nie bekostig dat ons sielsdimensie ons geesmens aftrek nie. Want die oomblik wanneer dit gebeur, word my tempel of my tabernakel word benadeel. So hy roep vanuit die tabernakel. Sy roepstem kom uit my en jou, die tabernakel. En dis hoekom ek en jy, en dis belangrik, dat wanneer hy ons roep,
dat ons in lyn sal kom met sy karakter. En dis waar die opdrag kom van Meester Yeshua, gaan wees 'n lig vir hierdie wêreld en sout vir die aarde. Nou, Elohim, ons hemelse Vader, het baie mense geroep. En dit is interessant, nê, dat hy altyd 'n individu roep. Hy roep byvoorbeeld vir Adam. Hy sê, Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? In die boek van Bereshit, in die boek van Genesis. Hy roep vir Abraham in Genesis 22. Hy sê, Abraham. Hy roep vir Moses in Exodus 3. Hy sê, Moses, kom nader, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Hy roep vir Samuel in 1 Samuel hoofstuk 3. Hy sê, Samuel, toe hy nog 'n seentjie was. Hy roep Jesaja in Jesaja hoofstuk 6. Hy sê, wie sal vir ons gaan? Jesaja sê, ek en nie, ek sal gaan. Hy roep die disippels in Markus hoofstuk 1 en hy sê, volg my. Dis die koninkryk. Dis wat Vayikra oor gaan, die boek van Levitikus. En hy het geroep. Hoe reageer ons? Hierdie ouens het gereageer. En mense, dis 'n koninkryksbeginsel. Die koninkryk beweeg altyd so. Elohim roep, ons moet reageer. En vandag is my gebed dat ek en jy sal reageer op die roepstem. Nou in hierdie gedeelte in Torah porsie 24, en dit is regtig my voorreg om hierdie boodskap met jou te kan deel. Nou in hierdie gedeelte, baie interessant, is 'n baie diep Hebreëse messiaanse openbaring. Dat in die boek van Vayikra word die Alef nie met 'n hoofletter geskryf nie. Nou wat is Alef? Alef beteken dis die begin, dis die Vader. Alef is die begin van die Hebreëse letters, die Alef en die Taf. Die Taf is die laaste ene, na 22 letters van die Hebreëse alfabet, is dit die Taf. Nou in die boek Openbaring staan dit bekend as, hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die begin, hy is die einde. In Grieks, hy is die Alpha en hy is die Omega. En in die Torah scroll word dit geskryf in die boek van Vayikra met 'n klein letter Alef. En dit beteken, hoor nou baie mooi, en hier is die Openbaring, nederigheid. Sjoe. Met ander woorde, Vader, Jod-Hy, Waf-Hy, is nederig. En hy roep ons met 'n nederig hart. Hy word met 'n klein lettertjie Alef geskryf, wat beteken nederig. En hy's onsienlik, en hy's almagtig, en hy's alomteenwoordig. En wat belangrik is, en hier is die betekenis van die klein lettertjie Alef, hy skree nie. Hy roep, soos wat hy Moses geroep het, uit die tent van samekoms, uit die tabernakel, roep hy my en jou vandag. En wanneer jy partykeer hoor, 'n sagte influistering, dan moet jy weet, dis die Ruach, wat jou roep. Die stem van Jod-Hy, Waf-Hy is nooit gewelddadig nie. Ek dink toevallig nou in die gedeelte van Elia, en dat jy toe Elia weggehardloop het vir Jezebel, nadat hy die 800 plus Baalprofete doodgemaak het, en dit begin reën, en hy hardloop weg, en hy gaan lê onder 'n besembos, en hy loop vir 40 dae, en hy kom by die berg Horeb, toevallig dieselfde berg, wat Moses op was, nee, in Exodus hoofstuk 3, en hy roep, en hierdie keer roep hy Elia, hoor mooi, met die sagte fluistering. Voor die tyd was daar 'n harde wind gewees, en daar was donderslag gewees, maar hierdie keer kom hy na Elia toe, en hy roep hom, en hy sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? Waarmee is jy besig, Elia? Nou, mense, die doel van die roep, in die boek van Vayikra, is dat ek en jy sal reageer, hoor my baie mooi, om nader te kom in heiligmaking. Wat sê die boek van Hebreërs? Hy sê, sonder heiligmaking sal julle my nie sien nie. So, wanneer hy roep hy met nederigheid, hy roep sag, nie gewelddadig nie, hy skop nie deure af nie. Baie mense sê in die Engelse woord, hy's 'n gentleman, hy werk sag met ons, hy roep vir Elia met die sagte influistering, en vandag kom roep hy my en jou op hierdie pragtige Shabbat, en ek wonder hoeveel mense gaan reageer. Nou, dit is belangrik dat wanneer hy ons roep, dat ons na hom toe sal kom, nie met ons eie vooropgestelde perspektiewe nie. Dat ons na hom toe sal kom, nie met ons eie vooropgestelde idees van ons godsdiens, ervaring, hoe ons groot geword het in die kerk, as ek het so kan uitdruk nie. Ek en jy moet hom nader op die spesifieke manier, wat hy vir ons weergee, in die boek van Vayikra, om nader te kom.
En wanneer ons reageer op sy roepstem en ons volg dit, mense, dan kom ons in lyn, dan verskyn sy teenwoordigheid. Dit help nie ek en jy wil hom dien met ons eie geregtigheid, hoe ons dink hy gedien wil word nie, hy gaan nie verskyn nie. Hy gaan nie reageer nie. So die instruksie om hom korrek te benader, dis die boek van Vayikra, dis Levitikus. En hy gee vir ons duidelike riglyne hoe om hom korrek te benader. En dan moet ek gaan introspeksie doen om te kyk, maar hoe lyk my lewe? Ek kan nie my eie geregtigheid voorhou en dink, dit gaan aanneemlik wees vir ons hemelse Vader nie. Dit gaan nie. En Paulus praat daaroor in Romeine hoofstuk 10 vers 2. Hy sê, ouens, ek sien julle het hierdie ywer om Vader te dien in gees en in waarheid. En ek sien julle is zealous omtrent die koninkryk, omtrent sy woord. Maar julle het nie die kennis nie. En omdat julle nie die kennis het nie, is julle eintlik verwerplik. Dink so 'n bietjie daaraan. En nou gaan skep julle eie geregtigheid en julle bring dit voor sy aangesig en julle dink hy moet tevrede wees daarmee. Hy is nie. So wanneer hy roep in die boek van Levitikus, wat dit beteken, Vayikra beteken, en hy het geroep, dan moet ek en jou nader op sy protokol. Ek hoop jy verstaan dit. Dat ons nie net sal inbeweeg en maak en nonchalant inkom in sy teenwoordigheid en dink ons is aanneemlik nie. Nee, daar's protokol. Ek sê weer, sonder heiligmaking gaan ons hom nie sien nie. So die boek van Levitikus gaan oor heilige instruksies. Om 'n kadosh lewe te lei, hoor mooi, om 'n heilige lewe te lei, mense skryf dit neer, sodat die koninkryk deur my kan vloei. Wanneer die koninkryk deur ons vloei, omdat ons hom korrek benader, sal jy die hand op die sieke lê en dan sal gesond word. Sal jy bid en jy sal sien, daar gaan resultate wees. Wanneer die koninkryk deur ons vloei, kom daar gesag, kom daar autoriteit, kom daar heerskappy. En die oorspronklike opdrag in Genesis hoofstuk 1 om te sê, gaan heers oor hierdie aarde, kom in lyn met sy karakter. Kan jy sien hoe belangrik is dit om protokol te volg? Om 'n kadosh lewe, 'n heilige lewe te lewe voor sy aangesig, Romeine hoofstuk 12 vers 2, om hier te verander, en wanneer ons verander het na sy wil, na sy manier, sy protokol, dat ons dan daarna aan hom 'n welgevalle, heilige en aanneemlike offer sal wees. Hy gee die instruksie hoe ons nader kan kom, en dis die offers wat ons vandag gaan hanteer in hierdie gedeelte, in hierdie Torah porsie. So mense, dis belangrik wat ek vandag vir jou sê, en die wortelwoord hier is natuurlik die Hebreëse woord met die naam van korban. Nou korban beteken dis die verhouding tussen mens en Elohim, die Alef en die Taf, die eerste en die laaste. Dis 'n verhouding wat ek het. En nou kom hierdie pragtige gedeelte in die boek van Galasiërs hoofstuk 2 vers 20, waar dan sê, hy sê ek is saam met Yeshua Messia, die gesalfde is ek gekruisig. Met ander woorde, ek het saam met hom gesterf. So ek leef nie meer nie, maar hy, die gesalfde, leef nou in my. En baie mense sê dit, en ek sê dit nou vir jou, maar eintlik is dit 'n gevaarlike stelling. Want as jy sê, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, en jy's besig met ongeregtigheid, en jy's besig met buiteegtelike verhoudings, en jy's besig met ongoddelike altare, en jy raak betrokke by dit wat teen sy woord is, dan moet ek en jy baie versigtig wees om te sê dat ek leef nie meer nie, maar hy leef in my, die gesalfde een. Want as ek nie meer leef nie, maar Yeshua leef in my, dan behoort ek dan so te praat. Met ander woorde, ek is dan deel van sy teenwoordigheid. En dis korban, en korban is die verhouding tussen my en hom. Ek kan nie byvoorbeeld in 'n korban verhouding staan met hom, en ek doen dit wat lynreg bots met sy woord nie, dan mis ek die punt, gaan ek nie sy teenwoordigheid beleef en ervaar nie. En dis hoekom Elohim in hierdie gedeelte praat oor die verskillende offers. En hierdie offers is die protokol hoe om nader te kom aan hom. So waarom is dit belangrik? Hoekom is hierdie offers so belangrik? En ek en jy gaan dit nou lees, en mense wil dit nie hoor nie, en mense wil dit nie lees nie. Hoekom is hierdie offers so belangrik? Want om nader te kom aan Elohim, om te doen wat vir hom welbehaaglik gaan wees, kos 'n prys. Jy gaan 'n prys moet betaal. Jy gaan vir sekere goed in jou lewe moet kobaais hê. En vir ander goed gaan jy moet aanneemlik wees voor. Goed wat jy dalk nie van gaan hou nie,
gaan deel moet wees van jou mondering. En jy moet dit vandag weet. Met ander woorde, jy kan nie nader kom sonder 'n oorgawe nie. Sonder dat dit jou 'n prys kos nie. En ek het dit lank terug het ek het al gesê, mense gaan bereken die koste wat dit is as ek en jy vandag sê, ons reageer op sy roepstem. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Ek wil so wandel dat ek sy karakter kan uitleef op hierdie aarde. Terloops, ek is sy ambassade op hierdie aarde. As ek daai goed sê, is eintlik gevaarlik, want ek kan so maklik sy naam deur die modder sleep deur my disfunksionele optrede, en daarom moet ek versigtig wees, en dis hoekom die offers daar is, om die protokol te gaan vasstel, wat dit is om nader te kom aan hom, wat is vrywilliglik en wat is verpligtend in sy oë. Mense, dit is belangrik om vandag sy perspektief te snap in my lewe. Ek kan nie op my perspektief hom aanbid in gees en in waarheid nie. Ek het die riglyn, hier is die protokol, hier is die offers, hierdie goed, wat ek vandag met jou gaan deel, dis die oorgawe wat ek en jy moet maak om nader te kom. En wanneer hy roep en ons kom nader, is daar 'n spesifieke manier hoe ons nader kom. En dis wat hierdie offers vandag gaan beteken. En ek en jy gaan elke offer vandag, gaan ek en jy uitpak op hierdie pragtige Shabbat. Die offer sê eintlik, ek gee myself volmaakte gehoorsaamheid. Om gehoorsaam te wees aan die instruksies wat ek gaan ontvang. En dit lei tot heiligmaking. En dis die boek, Levitikus. Kan jy sien hoekom is hierdie boek so belangrik? En meester Yeshua praat daaroor, in terme van die korban, die verhouding. Die mense verhouding is gelyk aan gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is gelyk aan liefde. Liefde is gelyk aan geregtigheid. Wat sê meester Yeshua? Hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen. So waar begin geregtigheid? Dit begin by gehoorsaamheid. Wanneer ons sy roepstem hoor, wanneer ons reageer en ons leef in heiligmaking met volle oorgawe, ek hou niks terug nie, my hart is onverdeeld op hom gerig, my hart lê op die tafel en ek is transparant met my hemelse Vader, ek steek vir hom niks weg nie, want in elk geval sy oë deurloop die hele aarde en hy weet watter man en watter vrou wat nou ingeskakel is. Hy weet wie se harte is dubbelhartig. Hy weet wie se harte is gefokus alleenlik op hom. Hy weet presies waarmee jy besig is en wat jy doen. Hy weet presies wat is jou doen en jou late. En hy kom by die Fariseërs in die boek van Markus, hoofstuk 7, vers 9 tot 13. En hier praat hy met die skrifgeleerders. Dis die manne wat die woord ken. Dis die manne wat die korban ken. Dis die manne wat Vayikra ken. Dis die manne wat weet waaroor dit gaan. En hy praat vandag met hulle. Hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, want hulle is geleerd. Geleerd in wat? In die skrif. Hy sê, julle verstaan dit goed, om die gebod van Elohim op sy te sit, en so julle oorleweringe te onderhou. Stop geraal vir 'n oomblik. En hy praat vandag met hulle. Hoor wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, want hulle is geleerd. Geleerd in wat? In die skrif. Hy sê, julle verstaan dit goed, om die gebod van Elohim op sy te sit, en so julle oorleweringe te onderhou. Stop geraal vir 'n oomblik. Die boek Vayikra, Torah porsie 24, leer ons, wat is die protokol in terme van heiligmaking? Dit leer ons gehoorsaamheid. Nou praat hy hier met die skrifgeleerdes. Hy praat hier met die dokters, met die professors. Hy praat hier met die dominees. Hy praat hier met die pastore. Hy praat met Frikkie. As julle wat die skrif ken, doen julle wat ek van julle vra. Dis in terme van my korban. Hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, want julle ken die skrif. Wat is die gebod van Elohim? Maar dit sit julle op sy. En wanneer julle dit op sy sit, moenie my teenwoordigheid verwag nie. Vers 10. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Vers 11. Maar julle sê, skrifgeleerders, hy sê, maar julle sê, as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is 'n offergawe.
Dit is wat ons vandag gaan hanteer in die boek van Vayikra. Vers 12. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. Vers 13. So maak julle dan die woord van Elohim kragteloos. Wat maak die woord kragteloos? Julle oorleweringe wat julle bewaar het, met ander woorde tradisie godsdiens, maak die woord kragteloos en dergelike dinge en van dieselfde dinge doen julle baie. Dis presies wat vandag gebeur. En dis hoekom hierdie Torah porsie so belangrik is. Die 5 offers in die boek van Vayikra is al 5 offers wat ek vandag met jou gaan behandel. Mense, is die 5 bedieninge van Yeshua Messia die gesalfde in die Nuwe Testament. En in elkeen het hy die vervulling gebring, want alles gaan oor hom. Hy's die Alef, hy's die Taf, hy's die begin, hy's die einde, hy's die eerste, hy's die laaste. Halleluja. Ons gaan vandag kyk na die brandoffer, na die spysoffer, wat natuurlik 'n graanoffer is, die dankoffer wat natuurlik 'n vredeoffer is, en sout gaan gepaard daarmee, die sondoffer en die skuldoffer. En hierdie offers, mense, is nie rituele nie. Hoor my, dis nie rituele nie. Hierdie is profetiese skaduwees van die Messias en sy bediening. Dis waaroor dit gaan. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Hierdie is die profetiese skaduwees van wie? Van Yeshua Messia die gesalfde. Frik, wat bedoel jy daarmee? Ek bedoel daarmee dat wanneer jy hierdie offers verstaan en jy weet waaroor dit gaan en jy kom in gehoorsaamheid want hy het jou geroep en jy kom nader op sy manier, sy protokol, nie wat ek nou vir jou gelees het in terme van die korban in Markus hoofstuk 7 nie, op sy manier, nie in terme van tradisie godsdienst nie, sy manier wat vir hom belangrik is om nader te kom, om heiligmaking na te streef, gaan jy verstaan dat Kolossense hoofstuk 2 vers 16 en 17 gaan nou vir jou oopbreek, wat baie mense totaal verkeerd verstaan, omdat hulle die Torah nie verstaan nie. Kolossense 2 vers 17. Dis 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Messia, Yeshua, die gesalfde. En hierdie 5 offers wat ons nou gaan behandel, in die volgende Torah porsie kom die ander by, hierdie wat ons nou gaan behandel, is die absolute skaduwee verwysing van die profetiese vervulling in wie? In Yeshua, Messia, die gesalfde. Ons verlosser en ons saligmaker. Want in hom en deur hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Mense, is jy reg vir die woord? Want ek is reg vir hierdie woord. Mense, nommer 1, die brandofferaltaar. Nou, ek het nou gesê dat elke offer is 'n verwysing na wie? Na die Messias, Yeshua die gesalfde. En die Messias se totale oorgawe aan die Vader wys eintlik vir ons, dis die vervulling van hierdie brandoffer. Want die hele dier is hier verbrand. Niks is teruggehou nie. Mense, alles is verbrand, want alles behoort aan Elohim. Ons lewe, my en jou lewe in totaliteit behoort aan hom. En wanneer hy roep, moet ek en jy ten volle oorgee aan hom. Hoor mooi, vrywilliglik. En dis weer eens 'n skadubeeld van die Messias. Ek bedoel, hy was gelei gewees om gekruisig te word aan 'n folterpaal op Golgotha. Hy het nie teëgestribbel nie, hy het vrywilliglik gegaan. Hy sê dan, ek kan nou 'n legioen engele stuur. Nou, om julle uit te wis. Hy het dit vrywilliglik gedoen. Hier is 'n vrywilliglike offer om te sê, hier is ek. Ek gee my volle lewe, ek gee alles oor. Alles behoort in elk geval aan U. Dit simboliseer 'n volledige oorgawe aan ons hemelse Vader, omdat ek reageer op sy roepstem. En dis wanneer die koninkryk begin vloei. Nou kom die vraag vanoggend, is jy bereid om hom ten volle te dien? Is jy bereid om te reageer op die roepstem? Of is daar areas in jou lewe wat jy jou eie besluite wil maak? Jy moet vandag sê ja of nee. Jy kan nie vandag langer 'n draadsitter wees, want ons is besig met die mees heiligste boek van die totale woord. Vayikra, hy het geroep, en dit gaan oor absolute oorgawe, vrywilliglik in terme van heiligmaking. En dis presies wat Yeshua Messia gedoen het in Johannes 6 vers 38. Bly gou saam met my. Hy sê, en ek het uit die hemel neergedaal,
Nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Efesiërs 5 vers 2. Die Messias het homself vrywilliglik, volle oorgawe, vir ons oorgegee, as 'n offergawe en 'n slagoffer. Ek hanteer dit met jou synopties, dat jy kan verstaan dat elke offer wat ek met jou vandag gaan behandel, is die protokol om nader te kom. Mense, ek kan nie nader kom wanneer ek sy roepstem hoor, Vayikra, Levitikus. Ek kan nie nader kom met my eie planne nie. Ek kan net nader kom wanneer ek vrywilliglik 'n volle oorgawe maak. Alles hier is verbrand. Die tweede offer, die spysoffer wat bekend staan as die graanoffer. Dit staan bekend dat Messia, Yeshua die gesalfde, het 'n heilige lewe gehad. Wat het hy kom doen? Hy het die Torah letterlik kom uitleef op hierdie aarde. En hierdie staan ook bekend as 'n spysoffer of 'n graanoffer. Die spysoffer is vrywillig en dit vertoon dankbaarheid. Ek is dankbaar dat ek sy stem gehoor het. Ek is dankbaar vandag vir die gawe van die ewige lewe. Ek het niks gedoen om dit te bereik nie. Ek het niks gedoen om die lewe, die ewige lewe deelagtig te wees nie. Hy het die volle prys vir my betaal. Hy het in volle oorgawe as 'n brandoffer het hy vir my gesterf op Golgotha sodat ek daardeur die gawe het van die ewige lewe. En nou kom ek by die volgende offer en dis 'n graanoffer, 'n spysoffer om te sê dankie. Dis 'n vrywillige manier om te sê dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Dis 'n geskenk vrywilliglik uit my inkomste wat ek verdien om te sê dankie, ek saai my saad, ek kom sê dankie vir dit wat U in my lewe vermag het. Dis genade. Of ek die Shabbat onderhou, of ek die wette onderhou, of ek elke ding slaafs doen, dit beteken niks. Maar deur genade is ek en jy gered. En omdat ek deur genade gered is, omdat hy die prys vir my betaal het, die volle oorgawe, wat hy vir my betaal het, daarom wil ek wandel in heiligmaking, daarom wil ek gehoorsaam wees aan sy instruksies, daarom wil ek nader kom, wanneer hy my roep op sy protokol. Dit het niks te maak met Joods of wettisisme nie, niks nie, is alles vrywilliglik. Ek het 'n dankbare hart vir dit wat hy in my lewe kom doen het. Halleluja! Ek prys hom vanmôre vir dit wat hy kom doen het in my lewe. En die bestanddele hierin, mense, in die graanoffer, die spysoffer, is 'n direkte verwysing na Yeshua Messia die gesalfde. Die fyn meel wat die woord hiervan praat, die graan wat fyn gemaal word, is die lyding wat hy moes deurgemaak het in die tuin van Getsemane. Kan jy sien hoe raak van die woord? Jesaja 53 vers 5. Hy is verbrysel. Hoekom? Hoekom is hy verbrysel? Vir ons ongeregtigheid. Die olie wat saamloop met hierdie graanoffer of hierdie spysoffer, die olie wat saamloop is die simbolisering van die Heilige Gees in ons. In ons, die tabernakel. Waar kom die stem? Hier. Vanuit hierdie posisie. Daar's nie meer 'n tabernakel nie, daar's nie meer 'n tempel nie. Daai stem kom vanuit hierdie tabernakel sonder die toedoen van mensehande wat gebou is. Ek en jy's geskep na sy beeld. Ons moet hom behaag en hom eer. Lukas 4 vers 18, want die gees van Jotwaf is op my. Met ander woorde, geen suurdeeg, geen sonde, sondeloos. Wie was dit gewees? Yeshua, Messia, die gesalfde. Dis die graanoffer, dis die spysoffer. 1 Petrus 2 vers 22, hy het geen sonde gedoen nie. Prys sy wonderlike naam. Nou kom die sout in. Wat bring sout? Sout by 'n offer bring vrede, dat ons vrede hou met mekaar. En dis hoekom daar 'n offer was in die Bybelse tyd, dan wanneer twee mense dalk in ontevredenheid teenoor mekaar was, dan bring hulle 'n offer en dan gooi hulle sout oor daardie offer om te sê, dit is met mekaar vrede. So Levitikus 2 vers 13, lees gesaam met my, en jy moet al jou spysoffers, moet jy met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou Elohim by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Want sout is die simbool van gasvryheid. Sout bring genesing. Dit bring vrede. Op 'n Shabbattafel
Wanneer ons die challah breek, die broodjie breek, dan breek ons 'n stukkie af van die gebreekte gedeelte, en dan eet ons daai gedeelte. En dan is dit moeilik om daai brood in jou mond te sit en te kou en te sluk, want hy word droog. En dan sê ek vir almal, goed, vat 'n bietjie sout. Dan gooi jy sout op die oorblywende stukkie brood. Dan gooi jy sout oor daai broodjie en dan eet jy hom weer. Maklik. Maklik. Want die sout bring iets anders. Dit bring vrede, dit bring vertering. In 'n oomblik wanneer jy daai broodjie dan eet, dan is dit asof jou mond addisionele speeksel afskei. Dan is dit gemakliker en die sluk is ook natuurlik baie makliker. So mense, wat dan hier gebeur, dat dan sout word oor hierdie offerande dan gestrooi. Hoekom word sout oor dit gestrooi? Want dit breek bakterieë af. Dit beteken ons staan nou weer in 'n skoon verhouding. En by 'n huwelik is die soutverbond natuurlik net so belangrik, want die woord sê dat alle heilige offers moet gepaard gaan met sout. Dis net die simbool, relax, dis net die simbool. So wat ons dan doen, ons het 'n pragtige glasvaas wat leeg is, dan het die bruid en die bruidegom met elkeen dan hulle glase of hulle items wat hulle het met sout in. Die sout lyk presies dieselfde. En dan wanneer hulle dan hulle sout gesamentlik in hierdie glasvaas ingooi, dan beteken dit daar's vrede, daar's harmonie, daar's eenheid, daar's skoonheid en daar's regmatigheid. So wanneer een party van die ander party wil skei, dan is dit baie maklik. Jy moet jou sout gaan skei uit daai flask uit wat die sout gesamentlik ingegooi is. Jy moet jou soutkorrels gaan skei. So as jy kan seker maak, jy kan elke soutkorreltjie skei van die vrou of die man met wie jy getroud was of getroud is, dan kan jy skei. Jy gaan dit nooit kan doen nie. Want wat Elohim saamgevoeg het, kan niemand skei nie. Want dit simboliseer sy beeld. En sy beeld is skoon. Sy beeld is reg. Sout is 'n reinigingsmiddel. Sout ondersteun die mens se liggaam. Dit help die skildklier. Sout is deel van ons daaglikse dieet. Sout op 'n challah, ek het dit nou vir jou verduidelik, gaan gepaard met die verhouding tussen die bruidegom en die bruid. Dis hoekom dit so belangrik is. En mense, ons het by Menorah Tabernakel het ons 'n pragtige geskenk saamgestel, die Shabbat skatkis. En in daai skatkis is al die bestanddele wat jy nodig het vir jou tafel in terme van Shabbat. En dis wanneer die koninkryk van die hemele in jou huis realiseer by jou Shabbat tafel. En dan het jy vrede en dan het jy rus, want sout is deel van die proses. So wanneer ek saam met iemand eet, dan is daar vrede. Hoekom? Want ons gooi sout oor ons kos. En dit gaan gepaard dan met 'n soutverbond. Mense, die volgende is die dankoffer. Is jy dankbaar? Is jy dankbaar vir wat meester Yeshua vir jou kom doen het, of aanvaar is dit maar net as vanselfsprekend? Is jy nog dankbaar vir jou woord wat jy het? Is jy dankbaar vir hierdie uitsending? Is jy dankbaar dat daar lug in jou longe is? Bloed in jou are? Is jy dankbaar dat jy jou mond kan gebruik om Jahwe die Almagtige te aanbid in gees en in waarheid? Is jy dankbaar, want dis waaroor dit gaan. Dis 'n dankoffer. Of dis 'n vredeoffer. Kolossense 2 vers 17. Die toekomstige dinge word weer eens in vervulling gebring met 'n messiaanse inslag, want die Messias bring die versoening. Hy het vir ons die prys betaal. Hy het gelei op Golgotha vir my en vir jou. Sy bloed het gevloei, sy liggaam is gebreek. Hy het vir ons 'n vredeoffer gebring, en dis waaroor hierdie dankoffer gaan. Ek is dankbaar vandag vir dit wat hy kom doen het. Ek is dankbaar vir sy woord. Ek is dankbaar dat hy opgevaar het hemel toe, en hy het sy ruach vir ons gestuur, sodat ons nie alleen of wees hoef te wees nie. Ons het sy gees by ons. Wat meer moet hy doen? Ons het sy woord, ons het sy gees, ons het sy Torah, ons het sy voorbeeld, ons het mekaar. Wat meer moet hy doen? En hierdie offer of hierdie vredeoffer simboliseer eintlik die doel. Wat is die doel? Dis die herstel met Elohim. Dis die herstel. Wanneer jy die roepstem hoor, Vayikra, dan bring hy herstel in terme van die protokol hoe jy dit moet doen. En hier vind herstel plaas. Hier vind rekonsiliasie plaas met 'n gees van goeie gesindheid. Gemeenskap herstel, omdat daar vrede is met Elohim. En hierdie vredeoffer dui op die Shalom. En wanneer daar Shalom is, dan is daar vrede. Wat bring vrede in jou huis? Shabbat.
Shabbat bring vrede. Kan jy sien hoe werk die woord in terme van Vayikra, waar alles by mekaar kom en die messiaanse vervulling in vandag se tyd, in 2026? Hierdie offermense is doelbewus om nader te kom aan Elohim, met 'n gees van dankbaarheid. Hy sê ek het 'n dankbare gewer lief. En dit kom wys vandag dat Yeshua Messia die gesalfde is die vredevors. Die profeet Jesaja het dit geprofeteer. Hy's wonderbaar, hy's raadsman, hy's sterke God, hy's ewige Vader, hy's vredevors. En wanneer ervaar ek dit? Aan my Shabbat tafel. Elke Shabbat dan sê ek, Abba, Vader, wat 'n voorreg om die teenwoordigheid, die vrede te ervaar, die Shalom vrede. En dis hoekom ons mekaar sê Shabbat Shalom. Dis 'n vredeoffer. Jesaja 9 vers 5, hy sal genoem word vredevors. Dis presies wie Yeshua Messia die gesalfde is. Romeine 5 vers 1, ons het vrede by Elohim, deur wie? Deur Yeshua Messia die gesalfde. Hy het vir ons ingetree, hy is ons hoëpriester. Dis die vredeoffer. Mense, dis belangrik dat ek en jy vandag 'n dankoffer aan hom saambring om te sê, ons is so dankbaar teenoor U vir dit wat U vir ons kom doen het. Hy het vir ons vrede gebring met Vader. Daar was 'n egskeiding gewees. Hy het teruggekom as 'n versoening, as die perfekte offer. Hy het alles gegee. Hoor mooi, vrywilliglik. En wanneer ek en jy vandag die roepstem hoor, moet ons vrywilliglik 'n totale oorgawe maak aan hom. En dis die boek Vayikra. Die volgende offer is die sondoffer. Nou wanneer jy weer gaan kyk na die messiaanse skaduwee, is dit vervul in wie? Messias Yeshua die gesalfde. En hierdie offer was gewees vir onopsetlike sondes. Met ander woorde, sonde wat ek en jy doen, wat ons nie wees weet, ons doen sonde nie. Is onopsetlike sondes, is onwetende, of selfs onkundige sondes. En baie mense sê, maar ek het nie geweet nie. Dis reg. Dis hoekom daar 'n offer is. En dis hoekom hy vir my en vir jou die prys betaal het, want hy het geweet, ons gaan funksioneer in 2026, ons is so gekontamineer deur die wêreld. Ons gaan optree met sondes, ons gaan nie eens weet ons doen dit nie. Ons is onkundig met betrekking tot dit wat ons doen. En eintlik, mense, as jy nou mooi daaraan dink, het ons eintlik nie 'n verskoning nie, want die woord is daar. Ons het nog net nie die woord gelees nie, en daarom gaan my volk ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hierdie is onwetende of onkundige sonde, en dis wanneer die tabernakel besmet word, en ons weet dit nie eers nie. Dis die sondoffer. Mense, hierdie offer is die eerste verpligte offer wat ons moet doen. Met ander woorde, ons weet nie wat ons gedoen het nie. Ons is onkundig met betrekking tot ons optrede partykeer, en ons sê goed en ons doen goed, wat ons gedagtes eintlik half leeg is, en dan pleeg ons sonde wat eintlik nie opsetlik is nie, maar is onopsetlik. En dan kom hierdie offer in, en dis presies wat Yeshua Messia vir ons kom doen het, want die woord sê, hy sê, dit ontbreek julle aan die heerlikheid van Elohim. En dis die evangelie, die prys wat hy betaal het, sodat daar versoening kan plaasvind. Hy bring die versoening, hy bring die herstel, hy bring die rekonsiliasie deur die sondoffer. Hy is die perfekte offer vir my en jou sondes. Want ons het ontbreek aan die heerlikheid van Elohim, maar deur die genade, die prys wat hy vir ons betaal het, het ek en jy vandag, halleluja, die gawe van die ewige lewe. Kom ons sê hom eer in hierdie plek, halleluja. En dis die messiaanse vervulling. En die woord van Elohim in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons gemaak. Met ander woorde, in die tydperk van ongesuurde brode, oor die tydperk van Pesach, is hy in die graf in, en hy het sonde van hierdie wêreld op hom geneem. Johannes sê, daar is die lam van Elohim, maar die sonde van die wêreld op hom geneem, die sondeoffer verpligtend. Hy was eintlik verplig om na hierdie wêreld te kom, as Elohim, in die vlees. Hy het ons kom leer, wat is die lopende, lewende Torah, sodat ons Vader kan aanbid op die protokol wat hy vervolmaak het. Dis die sondeoffer.
die skuldoffer. Dis waar die Messias kom herstel, wat gebreek is. Dis ook 'n verpligte offer. Daar was 3 offers gewees wat vrywilliglik is, waar jy jouself moet gee. En dan is daar 2, in terme van hierdie Torah porsie, is daar 2 wat verpligte is, die sondoffer en die skuldoffer. Hierdie is 'n verpligte offer. Die sonde wat gepleeg is, hoor mooi, teen die heilige dinge van Elohim. So wanneer die volk, hoor nou baie mooi, daar is die tabernakel, daar is die tent van samekoms, hier woon die volk om die tent van samekoms, die priester kom in, hy wil diens doen, en daar's niks, want daar's sonde gedoen in die kamp. En nou is hierdie offerande verpligtend, die skuldoffer is verpligtend, want sonde wat gepleeg word teen die heilige dinge, teen Elohim, soos byvoorbeeld, om vals te sweer, om onder eed 'n leuen te vertel, bates wat onwederregtelik geneem is, soos in die geval van Agan, toe hulle geveg het teen Ai, bates wat verkry word deur afpersing, dis goed, wat teen die heilige dinge van Elohim plaasvind, en nou moet hierdie offer inkom. En hierdie skuldoffer gaan oor skade wat veroorsaak is, en herstel en vergoeding moet plaasvind. Met ander woorde, daar's 'n boete wat opgelê word. En Yeshua kom vervul dit in my en in jou lewe, in Jesaja 53 vers 10. En hy het sy lewe as 'n skuldoffer vir ons kom gee. En wat hy kom doen het, hy kom herstel sonde wat vernietigend is, het hy kom herstel, waar die vyand kom steel het, waar die vyand kom breek het, waar die vyand kom oprig het, het hy kom afbreek, het hy kom herstel, het hy kom reconcilieer met die Vader. En dis die skuldoffer. Mense skryf gaan neer, daar's 2 soorte sondes. Daar is bewuste of opsetlike sondes, wat eintlik maar half rebellie is, nee. Bewuste en opsetlike sondes. Met ander woorde, wanneer ek optree, wanneer ek vals sweer, wanneer ek mense afpers, wanneer ek goed bekom op 'n onregmatige wyse, dan is daar nalatige of onbewuste sondes. Daar's jou 2 sondes. En vir al 2 was daar 'n offer gewees. Dis 'n verpligte offer gewees om skoon te kom. Maar luister mooi. Daar was in terme van hierdie Torah porsie geen, ek herhaal, geen offer in die Levitiese sisteem om 'n offer te bring vir moedswillige of rebelliesondes nie. Glad nie. Prediker 7 vers 20. Daar is geen mens op aarde regverdig nie. Niemand wat net goed doen en nie sondig nie. Numeri hoofstuk 15 vers 30 tot 31. Hierdie is belangrik wat ek nou met jou gaan deel in terme van moedswillige of rebelliesonde. Dan kry jy verpligte offers en dan kry jy vrywillige offers. Maar hierdie sonde, hierdie moedswillige, hierdie rebelliesonde, was daar geen offer voor gewees nie. Hoor wat het gebeur. Numeri 15 vers 30 tot 31. Maar die landsburger of die vreemdeling wat moedswillig sondig, doen my, Jotawafai die Almagtige, 'n oneer aan, en hy moet van sy volk afgesny word. So wat gebeur het? Hulle was dan geïdentifiseer, buitekant die kamp gejaag, hulle is afgesny van die lewe, hulle sou buitendien gesterf het. Geen offer nie. Nie vrywilliglik of verpligtend nie. Geen offer nie. Iemand wat moedswillig en in rebellie sonde kom. Ek het dit nou met jou gedeel in die boek van Markus, waar Yeshua maar die fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat het. Hulle doen dit doelbewus in rebellie. Kan jy sien hoe gevaarlik dit is? Vers 31. En omdat hy die woord van Jotawafai die Almagtige verag het en sy gebooie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word. Hy moet die straf vir sy sonde dra. Geen offer nie. Ja, mense. Ek hoop jy snap hom. Meester, maak vir ons die deur oop. Nee, ek ken julle nie. Gaan weg van my. Julle wat die ongeregtigheid werk. Moedswillig. Rebellie. As geen offer nie. Hy moet doodgemaak word. Hulle wat die Almagtige verag en sy gebooie verbreek, so iemand moet doodgemaak word. Kan ek gou vir jou vra, het jy die woord verander? Nee.
Weet jy wat, ek huil in my hande as mense vir my sê dat Yeshua het alles kom verander. Ek huil in my hande. Shabbat is nie meer nodig nie. Jy het nie meer nodig om die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Jy het nie meer nodig om te wandel en heilig maak nie. Jy kan maak en doen net wat jy wil. Ek huil in my hande. So 'n persoon was uit die kamp verban en uiteindelik tot sterwe gekom. Hy was geskei of sy was geskei van die teenwoordigheid van Elohim. En dis hoekom Yeshua gekom het. Hy het geweet, ons gaan nie kan staan nie. Hy het geweet, die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Hy het geweet, hy gaan verpligtend moet afkom. En hy gaan die laaste 2 offers wat ek vanoggend hanteer het, gaan hy moet vervul. Anders gaan ons dit nie maak nie. En Dawid, wat het Dawid gedoen? Dawid het hierdie moedswillige rebellie sonde gedoen. Ek bedoel, hy het vir Uria doodgemaak. Hy het oorspel gepleeg met Batseba. Wat het Dawid gedoen wat verskillend was? Dawid het 'n berouvolle hart gehad. Hy het op sy aangesig gelê gesê, ek erken dit. Ek erken dit. As jy vandag vir iemand sê, hoor die Shabbat is belangrik, dis deel van die gebooie. Nee, hulle erken dit nie. Dawid sê, ek erken dit. Ek het hom doodgemaak. Ek het by hierdie vrou geslaap. Hy was gespaar, maar sy nageslag was afgesny. Sy nageslag was benadeel. Doelbewuste en opsetlike sondes, hoor my vanmôre mense, doelbewuste, moedswillige en opsetlike sondes het gevolge. Gaan lees dit, skryf neer, gaan lees dit in Hebreërs hoofstuk 10 vers 26. Hy sê, watter offer is daar dan? Watter offer is daar dan? Ons wat dan die waarheid weet en dan opsetlik sondig. Watter offer is daar? Ek dank vanoggend Yeshua, Messia die gesalfde. Ek dank hom vanoggend. Ek eer hom vanoggend vir dit wat hy kon doen het. Elohim roep vandag. Hy roep my en jou vandag vanuit sonde, vanuit ongeregtigheid, omdat hy elke offer vervul het. Hy roep my en jou. Hy roep my en jou vandag. Hoor my baie mooi mense. Hy roep ons uit kompromie uit. Hy roep ons uit gemak. Hy roep ons uit halfhartigheid. Hy roep my en jou uit rebellie uit. Reageer, luister, besluit wat jy wil doen. Vrywilliglik of verpligtend. Besluit vandag. 1 Petrus 2 vers 9. Hy het ons geroep. Hy het ons geroep, hoor mooi. Vayikra. Hy het ons geroep uit duisternis na sy wonderbare lig. Halleluja. Baie word geroep, min antwoord. En Yeshua sê iets baie ernstig in Matteus 22 vers 14. Hy sê baie is geroep, maar min is uitverkies. Hoekom? Hoekom frik? Want baie hoor die roepstem, maar min reageer. Min wil vrywilliglik daai volle oorgawe maak. Min is bereid om alles op die altaar te plaas, om dit vrywilliglik te doen. Min. Dis hoekom die woord sê, baie is geroep en min is uitverkies. Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar baie mense leringe hoor. Ons ervaar baie openbarings as gevolg van tegnologie en baie kennis. Ons het baie kennis oor wie is Yeshua, Messia die gesalfde. Ons het baie kennis oor Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh die almagtige. Ons het baie kennis oor alles. Maar hoekom reageer ons nie? Hoekom lyk ons huwelike so? Hoekom lyk ons kinders so? Hoekom lyk ons gemeenskappe so? Waar lê die fout? Lê dit by ons hemelse Vader? Nee, dit lê by ons. Waar lê die probleem? Ons minag die protokol. Ons hoor die roepstem. Ons reageer nie. Baie is geroep, min is uitverkies. Die grootste roep vandag op hierdie Shabbat, die grootste roep vir almal, is opgeteken in die skrif in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Almal wat moeg is. Kom na my toe. Dieselfde roepstem roep vandag vir my en vir jou uit Vayikra, Levitikus. Elohim roep, kom nader. Mense, die boek van Vayikra is nie net 'n boek nie. Dis nie net die boek van Levitikus nie. Hoor mooi, dis 'n uitnodiging vandag op hierdie Shabbat. Hy nooi jou uit om nader te kom na hom toe. Te lank
het jy verskonings gehad. Te lank het jy jou verkeerd geregverdig. Kom nader, daar's protokol. Daar's 'n vrywillige oorgawe wat jy vandag moet maak. Pas op dat daar nie eendag vir jou gaan sê gaan word, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen nie, want dan beteken dit jy's uit die kamp uit, want daar's geen offer vir rebellie sonde nie. Die enigste offer is Yeshua, Messia die gesalfde. Moenie hom verwerp nie, dan is jy buitekant. Openbaring 22 vers 14. Hulle wat sy gebooie onderhou, salig is hulle wat dit doen. Hulle het toegang tot die boom van die lewe en die ingang van die nuwe stad Jerusalem. Maar buite is die honde, die towenaars, die leenaars, die afgodsdienaars, die ongehoorsaames, die dronkaards. Buite is hulle, presies wat ek nou vir jou gelees het in die boek van Numeri, hoofstuk 15. Presies dieselfde. Kan jy sien hoe werk die woord? Kom nader. Reinig jou van die onreinheid, want onreinheid verhoed sy teenwoordigheid. Onreinheid verhoed sy teenwoordigheid. Dus ek moet belangrik was vir die priesters om hierdie offers te doen, sodat die kamp, die teenwoordigheid van ons hemelse Vader kom beleef en ervaar. En nou is ek en jy die tabernakel. Ek en jy's die tabernakel. En die diep messiaanse vervulling vandag is opgeteken in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle is sy tabernakel nie. En die roepstem kom uit binne in ons. Die gees van God, waar die woord gestalte kry in ons binneste, kom die roepstem nie meer van daar af nie. Dit kom uit die woord. Waar lê die woord? Binne in my gees, mens. Hier kom die roep. Moenie dit doen nie. Stop met dit. Kry klaar met dit. Onttrek jou hier. Raak betrokke daar. Romeine 12 vers 1. Stel julle liggame as 'n lewende heilige offer. Elohim roep vanuit ons. Sy gees woon in ons. En sy roepstem kom deur die woord, deur die gees van ons oortuiging en gehoorsaamheid. Halleluja. Ek wil afsluit. Mense, die 5 offers wat ek en jy sopas hanteer het in die boek van Vayikra, Torah porsie 24. Die brandoffer is 'n volledige oorgawe aan Elohim. Die spysoffer is 'n heilige lewe. Sonder heiligmaking gaan ons hom nie sien nie. Die vredeoffer is die gemeenskap met Elohim. Die sondeoffer is vergifnis. En die skuldoffer is die herstel. Vayikra, die boek van Levitikus, begin met 'n roepstem. En dit is hoe die koninkryk vandag op hierdie Shabbat gaan begin, is met 'n roepstem. My vraag vandag is, hoe reageer jy? Elohim roep my en jou vandag. Jesaja 6 vers 8. Hier is ek. Stuur my. Hier is ek. Stuur my. Die hart van Vayikra, wat ek en jy vandag hanteer het. Elohim roep my en jou. En my gebed vandag vir jou, wat ingeskakel is, om te sê, hier is ek. Ek kom nader. Abba, wat 'n voorreg, om net vandag die woord te kom bestudeer, om te kom ervaar die messiaanse vervullings in Messia Yeshua, die gesalfde. Dankie vir die woord. Dankie dat hierdie woord vandag goeie saad was, onverganklike saad, wat gesaai is in ons tabernakels. En dat ons vandag sal besef, die roepstem kom uit ons uit hierdie tabernakel, en dat ons vandag sal reageer soos wat Jesaja gereageer het, om te sê, hier is ek, stuur my. Vader, dis my gebed, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Kan ek jou seën vandag? Vader, ek kom vandag voor U aangesig, en ek dank U vir die woord. Ek dank U dat U vandag met ons bemoeienis gemaak het. Dankie dat die grond waarop ons vandag is heilige grond. Ek seën vandag U volk, dat U aangesig oor elke man, vrou, seun en dogter sal skyn, en aan hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld hulle nie kan gee nie. Maar ek seën vandag U volk, U afgesonderde volk. Ek seën hulle vandag dat U geduldig met hulle sal wees,
dat U lankmoedig met hulle sal wees, dat U genade met hulle sal wees, asseblief Vader. En dankie dat ek vandag weet, die sonde wat ons gepleeg het ons geskei van U, maar deur die offers, deur Yeshua Messia die gesalfde, het ons vandag nader gekom. My gebed Vader in hierdie seën is dat ons sal nader kom aan U, dat ons nie net nog 'n boodskap sal hoor nie, maar dat ons nader sal kom en sal reageer op U roepstem. U woord sê, wanneer ons U volk so seën, dat U hulle sal seën uit die hemel uit. Daarom is my gebed, Vader, seën hulle vandag met alle hemelse seëninge. En dis my gebed, in die naam van Meester Yeshua. Mense, baie dankie vir ek Weideman. Ek groet jou op hierdie pragtige Shabbat. En ja, Shabbat Shalom.